Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Die farao van Egipte was bang dat die Israeliete so baie sal word dat hulle die Egiptenare sal oorwin as daar 'n oorlog sou ontstaan. En daarom het hy beveel dat al die Hebreëse seentjies doodgemaak word. Dit is hier waar ons vir Moses as 'n klein baba ontmoet. Kom ons lees oor Moses in Eksodus 2 vers 1 tot 11. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesiemandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Maats, wat kan ons uit hierdie verhaal leer? Eerstens kan ons leer oor moed en vertroue, want Moses se ma het groot moed gehad om hom in die mandjie te plaas en te vertrou dat God hom sou beskerm. Tweedens kan ons iets leer oor omgee en liefde. Farao se dogter het omgegee en liefde getoon deur Moses aan te neem en vir hom te sorg, al het sy vermoed dat hy 'n Hebreëse seentjie was. En laastens herinner hierdie verhaal ons dat God 'n plan het. God het 'n spesiale plan gehad vir Moses, selfs al was hy net 'n klein babietjie. Dit wys ons dat elkeen van ons ook 'n doel in die lewe het. Daar sy maats. Volgende keer lees ons weer verder wat God se plan met Moses se lewe was. Tot volgende keer. Totsiens!